Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag se hoofstuk is Numeri 28. In vers 3 lees ons: Sê vir hulle, julle moet gereeld, dag vir dag, vir die Here 2 gesonde jaar-oud lammers as vuuroffer bring. Elke dag het dus begin en geëindig met Israel, wat offers aan die Here bring, en hulle toewyding en getrouheid aan hom bewys. Die eerste paar verse van hierdie hoofstuk herinner ons dat dit belangrik is om ons dag te begin en te eindig saam met God. Psalm 88 vers 14 lees as volg: Maar ek roep na U om hulp, Here. Elke oggend is my gebed voor U. Psalm 63 vers 7 tot 8 lees as volg: As ek op my bed lê en aan U dink, oor U nadink in die nag, onthou ek hoe U my gehelp het. Psalm 55 vers 18 herinner ons egter om altyd na die Here te roep, reg deur die dag. Nie net in die oggende of in die aande nie, maar ons moet reg deur die dag soekend bly na die Here. In verse 11 tot 15 lees ons van die maandelikse offers. Later in Israel se geskiedenis, meer spesifiek te vind in Jesaja 1, het die maandelikse offers moontlik geleenthede geword vir oormagtigheid en losbandige gedrag. Ons kan ook op dieselfde punt kom waar God moeg is daarvoor dat ons net kerk toe gaan om uiterlike godsdienst te beoefen, maar ons harte nie werklik aan hom toegewy is nie. In verse 16 tot 25 lees ons van die Paasfeesoffers. Elke huisgesin moes 'n lam aan God offer. Die priesters het ook namens die volk hierdie offers aan God gebring. Die laaste deel van Numeri 28 praat van die offer by die fees van die weke. Die hoofdoel was nie versoening nie, maar danksegging. Tog moes elke fees van Israel ook die gedagte van versoening uitdra. Net so behoort ons lewe geleef te word met 'n voortdurende bewustheid van die versoening wat vir ons deur Christus bewerk is. Mag ons vandag onthou om reg deur die dag met danksegging ons offers na God toe te bring. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.